Hallo maatjies, ons is nou weer hierso en ek het my beste maatjie en Tannie van die stranddienste saam weer om weer vir ons gediggies te leer. Hallo Tannie. Ja, ons het in die vorige een eintlik vergeet om te sê hoe ons mekaar ontmoet het, nê? Ja, ons het. Ja, lekker op die strand, by die stranddienste in Jeffreys Bay. Ja, dit was fantasties geweest. Ja, Dan het ons nog mooi, dan het hy vir ons gesê dat hy gaan ons leer vir gediggies. Maar ek dink Tannie het vergeet daarvan. Ja, maar nou het ons dit daarom nou begin doen. Ja, Ja, ek is so bly ek en jy neem bietjie saam op. ek ook. So, kom ons begin met die volgende gediggie. Ons het nogal 'n lekker een nou en is 'n baie belangrike een. Is Psalm 23, die Here is my herder. En die persoon wat hom geskryf het is, weet jy, Koning Dawid. Koning Dawid. So, Koning Dawid was 'n baie wyse man en hy was 'n digter gewees. Hy het baie mooi gedigte geskryf en stukke en liedere. En ja, julle kan bietjie psalms gaan lees. Dit is lekker om psalms te lees en dit is lekker maklik. Ja, ek dink dis 'n paar van ons graad 1 en 2 en 3 maatjies wat na die video's kyk, wat al lekker kan lees. So, ek gaan vir julle, die Here is my herder, bietjie opbreek in 'n makliker vorm. En dan gaan ons bietjie gesels oor dit as 'n gebed. Klink dit vir jou na 'n goeie plan? Yes, dit klink nou 'n awesome plan. So, goed. Die gedig gaan so, of gebed. Onthou nou, hy is nie presies soos in die Bybel staan nie, maar ons maak hom vir jou persoonlik, laat jy dit kan gebruik om vir die Here te bid. Goed. Die Here is my herder. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Nou kan jy gaan bid en vir die Here sê, Here, dankie dat U my altyd lei en my veilig hou en dat U vir my sorg. Nee, goed. Die volgende stukkie is, hy lei my op die regte pad en sorg so mooi vir my. Goed. Ja, en dan kan ons nou dankie sê vir al die goedjies waarvoor die Here vir ons sorg. Dit kan nou wees soos ons gesondheid, nee. Ja, Ja, wat dink jy? Wat is daar nog? vir kos, Vir kos, ja. vir klere. Vir klere, daar's 'n stukkie wat die Here sê, hy bedek, die mossies sorg hy voor, nê? En dan sê hy hoe mooi is die lelies van die veld en dat Salomo in al sy glorie nog nooit sulke mooi kleure gedra het nie, nê? Ja. Soos wat die blomme en die goed lyk nie. Nou dink nou net en dan sê hy dan moet ons net vertrou op hom dat hy altyd vir ons gaan voorsien, nê? Ja, Ons moet eers die koninkryk van God soek. Jy ken jou Bybel, Elsa. Ek love Jong, Bybel lees. jy maak my hart verskriklik trots. Goed, so ek dink Dawid was so suksesvol geweest in alles wat hy doen, want hy het die Here eer gegee vir alles. En dis baie keer wat ons in gebed moet doen. Ons is tog so maklik om vir die Here te kla en om net in gebed te soek wanneer dit sleg gaan, hè. Ja, Maar Dawid het die Here in alles gesoek. Wanneer dit goed gaan, het hy hom eer gegee. Wanneer dit sleg gaan, het hy gevra om hom te help, nê? ja. Maak nie so wat gebeur het, die Dawid het altyd na die Here toe gedraai. Na die Here toe gedraai, ja. Hy het baie gefokus op vertrou, nê. Nie op die mens vertrou nie, maar op die Here vertrou. Ja. Want Ek dink ons moet daai gediggie net een keer saam deurgaan. ja, Okay? Yep. Gaan ons hom saam sê? yes. Okay. Kan jy hom onthou of moet ek hom eers hardloop dat jy agter my aan sê? Nee, ek kan hom onthou. Ek het gedink jy ken hom. Ja, ons Kom hier begin gaan met ons. Psalm. Die Here is my herder. Ek Kom niks kort nie. Hy lei my op die regte pad en sorg so mooi vir my en vir jou daar by die huis. Die Here sorg baie mooi vir ons en onthou net altyd, partykeer gaan ons net deur 'n seisoen waar die Here ons kan bou en ons kan sterk maak en dis ook nodig. Hy's altyd daar en hy sal jou nooit in die steek laat nie. Vertrou met jou hele hart op hom. Tada maatjies! Bye maatjie. Totdat ons julle weer sien met die volgende video oor gediggies. Yay, bye. Bye!